soek U, o God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande opleg om U na te eer, want U is die lewe wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande opleg om U na te eer, want U is die lewe wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees, om by U te bly. Kom ons word vir 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Dit gaan goed met die mense wat na die swakkes omsien. Die Here sal hulle red op die dag van nood. Die Here sal hulle beskerm en in die lewe hou. Die hele land sal praat oor hoe goed dit met hulle gaan. Aan die Here, die God van Israel, kom die lof toe tot in die allerverste toekoms. Aan die Here, die God van Markwart, van die dorp waar jy is, die God van Suid-Afrika, kom die lof toe tot in die allerverste toekoms. Amen. Ja, amen. Geliefdes, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus, ons Here. Amen. Vanoggend sing ons weer eens 2 lofliedere tot eer van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Mag ons ook so in ons saam wees waar ons ook al is, hoe ver ons ook al van mekaar is, mag ons so die Here verheerlik. Lift jou hande na bo, sing halleluja.
Kom ons bid saam. Here onse God, baie dankie dat ons U lof kan besing, dat ons selfs in hierdie grendeltyd, en hierdie inperking, hierdie lockdown, al is ons hoe beperk in verskeie opsigte, Here, dankie dat ons nog steeds tot U eer kan lewe, dat ons nog steeds by mekaar kan wees deur U Gees, U Heilige Gees, wat die band is tussen ons almal wat lief is vir U. Ja, Here, ons lewe dalk nie altyd sodat dit vir ander mense lyk of ons vir U lief is nie, maar ons is. Ons verstaan, Here, dat U liefde vir ons geen einde het nie. U liefde gaan ons verstand te bowe. Ons kan nooit regtig dit begryp nie. Baie dankie daarvoor, Here. Dankie dat U vir ons lief is net soos wat ons is. Dankie dat U gekom het, Here Jesus, om ons te verlos van ons sondes. Dat U gekom het om ons vry te maak. Dat U ook opgevaar het hemel toe. En dat U nou sit aan die regterhand van God die Vader. Ja, Here, U regeer. Dankie dat U ook eendag weer kom om te kom oordeel. Dankie, Here, dat ons U mag ken. Vergewe ons swakheid, vergewe ons sondes. Help ons, Here, om altyd so te lewe dat ons U naam eer sal doen. Help ons, Here, om vir die wêreld lig te wees. Ja, Here, die wêreld is donker en ons weet, ons werk is om U werk voort te sit. Geef vir ons die nodige krag en insig, sodat ons dit kan doen. Mag hierdie erediens dan ook vanoggend net tot U eer strek. Ja, Here, waar ook al daar na hierdie erediens gekyk of geluister word, vul ons met U vrede en U teenwoordigheid, sodat U alleen verheerlik word. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, waar julle ook al vandag na hierdie erediens kyk, weet asseblief dat die Here se genade en vrede met julle is. Vanoggend gaan ek nie weer afkondigings doen nie. Ek wil graag ook net vir die gemeente van Markwart laat weet dat ek gaan probeer om die afkondigings elektronies uit te stuur. As jy dit nie kry op WhatsApp nie, vra asseblief vir iemand om dit te kry. Dit behoort so teen môre maandag nou uitgestuur te word, al die belangrike afkondigings. Vanoggend wil ek wel vra dat jy na die tyd in jou gebede sal dink aan al die mense wat seer het. Al die mense wat moontlik iemand aan die dood moes afstaan in hierdie grendeltyd wat dit ook moeilik maak in hierdie inperking, want ons kan nie behoorlik begrafnis of roudienste hou nie. Kom ons dink aan die mense wat seer het, die mense wat hartseer is. En kom ons dink weer eens ook aan al ons mediese personeel, ons hulp vir bejaardes, vir mense wat hoë sorg nodig het, mense wat hulle tyd en hulle eie gesondheid afstaan en op die spel sit om ander te help. Kom ons bid ook vir hulle. Goed, vandag gaan ons aan met ons reeks oor ons apostoliese geloofsbelijdenis. Julle sal sien dat ons so klein bietjie rondspring met die apostoliese geloofsbelijdenis. Ons gaan nie spesifiek artikel vir artikel nie. Donderdag was hemelvaart gewees. Jesus Christus het opgevaar hemel toe en ons bely, hy sit aan die regterhand van God die Vader. Jesus is die regterhand van God. Hy regeer en hy kom weer. Hy kom weer om te oordeel en eendag moet ons voor hom staan. Dit is natuurlik iets wat nie almal van ons altyd aan wil dink nie, maar dit is iets wat definitief eendag kom.
Ons het donderdag Hemelvaart gevier en ons het gepraat oor wat dit beteken dat Jesus 100% mens was, maar tog 100% God is. Let wel, is. Want Jesus is nog altyd God. Nou in hierdie reeks wat ons besig is met die apostoliese geloofsbelijdenis, gaan ons deur al die artikels gaan, en in hierdie week wat volg, is dit natuurlik Pinkster. En dan gaan ons bietjie kyk na wat dit vir ons ook moet beteken. Wat beteken Pinkster vir ons? Maar voordat ons daarby uitkom, gaan ons nou vandag eers so klein bietjie verder praat oor Jesus wat opgevaar het hemel toe. Wat hou dit vir ons in? Is dit net maanskyn en rose? Want ons het gesê, Jesus gaan volgens Johannes 14 ook, wat hy self vir die disippels gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Is dit nou net maanskyn en rose? Nou die apostoliese geloofsbelijdenis, artikel 7, sê vir ons, daar waar Jesus in die hemel is, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Kom ons lees vanoggend saam uit Romeine 14 vers 10 tot 12 en dan ook uit Romeine 12 vers 1 tot 21. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn. Want daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Dan uit Romeine 12. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is,
gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Tot sover dan uit die woord van die Here daar uit Romeine 14 en Romeine 12. Die vraag is, wat is die regterstoel van Christus, wat ons bely in ons apostoliese geloofsbelijdenis? As ons nou so ook kyk na die tekste wat ons nou net gelees het, Romeine 14 vers 10 tot 12 sê vir ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskryf is, so seker as ek lewe, en ons weet die Here lewe. Dit sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal bely, dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself of haarself aan God rekenskap moet gee. 2 Korintiërs 5 vers 10 vertel ook vir ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Sien, in die konteks van hierdie 2 verse is dit duidelik dat daar verwys word na Christene en nie na ongelowige mense nie. Met ander woorde, ons wat wel glo, ons gaan voor die regterstoel van Christus staan. Die oordeel regterstoel van Christus is waar ons as gelowiges eendag gaan rekenskap gee van ons lewens, wat ons nou hier op aarde lewe. Hier waar ons bely dat ons glo. En dit laat 'n mens nogal wonder, en dit laat 'n mens partykeer nogal bietjie bang word. As ons so kyk daar na Romeine 12 vers 1 tot 3, en jy kan maar daar waar jy is, miskien self in jou Bybel kyk, of na die tyd maar weer gaan kyk, dan sien ons wat Paulus vir die mense hier leer, en in hierdie week gaan ons dit ervaar ook wanneer ons deur Pinksterwerk is. God verander deur die werking van die Heilige Gees alleen, verander hy elke liewe een van ons. Ons kan nie uit ons eie uit sommer net verander nie. Ons weet dit, ons praat so baie keer met mense en oor mense natuurlik, en sê, nee, daai ene gaan net nooit verander nie. En dit is so. 'n Mens kan slegs verander indien hy wil verander. Indien 'n mens wil verander volgens God se wil, moet jy jouself onderwerp aan die werking van die Heilige Gees. 'n Wet kan jou nie verander nie. Dit kan julle gaan lees in Romeine hoofstukke 7 en 8. Net 'n verhouding met die lewende Here, met die lewende God, waarin die Gees ons lei om nee te sê vir die sonde en ja te sê vir God. Net dit kan ons verander. Maar dit help nie ons glo met ons harte en ons bely met ons monde nie. Ons het as te ware, wat Romeine 12 vers 1 tot 3 vir ons sê, ons het 'n kopskuif nodig. Ons het nodig om anders te dink. Veral wanneer dit kom by die uitdagings van hierdie wêreld. Veral wanneer dit kom in die tyd waarin ons nou sit, waar ons seker vir nog 'n hele paar maande in inperking gaan sit. Hierdie grendeltyd gaan aangaan. Hierdie virus gaan erger word. Al wil mense dit afmaak as sommer net 'n verkoue of sommer net iets anders. Hierdie virus het klaar reeds 'n massiewe impak in almal se lewens en in die hele wêreld gemaak. Wanneer dit kom by die uitdagings van die wêreld, by die uitdagings in elkeen van ons se lewens, moet ons 'n kopskuif hê, moet ons anders begin dink oor hoe ons dit benader. As dit kom by die uitdagings van hierdie wêreld en die druk wat die lewe en omstandighede op elkeen van ons sit, dan gaan ons anders moet begin dink. Want hierdie lewe leer vir ons dat ons nie meer 'n lewende offer is vir God nie. Ons lewe nie meer soos wat ons moet nie. Ons moet begin anders dink oor onsself, en ons moet begin anders dink oor hierdie lewe. Nou, hoe moet ons gedagtes vernuwe? Ons het vandag begin deur die lied te speel, en dalk het jy saam gesing oor Psalm 63, wat praat oor,
ek soek U, o God, my God. En daar so sê Dawid ook dat, wanneer ons in die aand aan die Here dink, wanneer ons in die dag aan hom dink, daarom ons met elke liewe dag aan die Here dink, ons met elke liewe oomblik ons gedagtes inrig, ingeskakel wees, soos wat ek donderdag gesê het met die hemelvaartdiens, ons moet ingeskakel wees in God se frekwensie, ons moet begin luister na wat hy vir ons sê, ons moet dat die Heilige Gees ons gedagtes vernuwe, die Heilige Gees ons gedagtes rig op dit wat hy wil hê ons moet doen en sê in hierdie lewe. Ons denke moet ook nie net by onsself ophou nie, maar ons moet ook anders begin dink oor ons gemeenskap van gelowiges, ons kerk. Ons moet begin anders dink oor ons gemeente, maar ook natuurlik die kerk in algemeen. Ons moet begin besef dat elkeen van ons 'n funksie het in die liggaam van Christus. Dit is wat Paulus vir ons daar so sê in Romeine 12 vers 4 tot 8. Hy sê ons het almal verskillende gawes ontvang. Elkeen van ons is nie dieselfde nie. Ons het verskillende gawes ontvang van een en dieselfde God, ja. En daarom moet ons dit alles aanwend tot dieselfde God se eer. Ons moet dus nie begin dink ook oor hierdie gawes wat ons het, en ons moet dit met vernuwende denke begin aanwend. In hierdie uitdagende tye moet ons anders begin dink, sodat ons dit anders ook kan aanwend tot eer van God. As ons profeteer, moet dit in lyn wees met ons geloofsbelijdenis. Ons aanwending van ons gawes moet met geen persoonlike bybedoelings wees. Jy doen dit nie vir jouself nie, dit het ons al hoeveel keer vir mekaar gesê. Ons leierskap moet met toewyding wees. Ons hulp aan ander moet met blymoedigheid wees. Jy verwag niks terug nie, jy doen dit want dit is lekker om ander te help. Dit moet vrygewig wees. Besef ons dat hierdie rolle, hierdie gawes wat God vir ons gegee het, in 'n sekere mate tog aan elkeen van ons toevertrou is. Dit is nie net die kerkraad en die dominee en die leiers in kerke wat dit moet doen nie. Dit is almal van ons. Almal van ons moet laat die Heilige Gees ons gedagtes vernuwe, sodat ons so kan lewe dat mense die Here sal raak sien. En dan kyk ons Romeine 12 vers 9 tot 21. Verskoon tog. Paulus gee vir ons 'n lys van 19 dinge in daai verse. Wat 'n wonderlike gedeelte, riglyne vir 'n goeie Christelike lewe. Dis verskillende aspekte wat vir ons vertel van hoe ons beter mense kan wees. Het julle opgelet dat elkeen van daai aspekte te doen het met verhoudings? Verhoudings met medegelowiges, verhoudings met selfs mense wat jou vervolg en met vyande en uiteindelik ook met alle mense en dan natuurlik ook verhoudings met God. Al daai dinge wat Paulus vir ons leer, gaan lees dit weer, Romeine 12 vers 9 tot 21. Ons verhoudings met mense moet vernuwe word. Ons verhoudings met God moet vernuwe word deur God se Heilige Gees wat in ons gedagtes begin lewe en ons gedagtes en ons denke begin vernuwe. Dan alleen sal ons ophou om te oordeel oor elke liewe mens en elke liewe situasie en sal ons besef dat God alleen regverdig is en dat hy die een is wat die reg het om mense te oordeel. Gaan lees maar weer daai vers 9 tot 21. Ons sukkel partykeer met 'n hele paar van daardie riglyne. So hoe moet ons dan nou al hierdie dinge doen? Hoe maak ons seker dat hierdie dinge in ons denke bly en dat dit aanhou vernuwe word? Hoe kan ons mekaar help om soos ware Christene te lewe en te dink? Gelukkig vir ons is die Here se woord vol van sulke goeie lesse wat hy vir ons leer hoe om hierdie dinge te kan doen en hoe ons mekaar kan help. Hoor wat sê Deuteronomium 6 vers 6 tot 9. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Met ander woorde, alles wat ons leer van die Here, wat hy
in ons gedagtes vir ons gee, wat hy vir ons deur sy woord vir ons gee, wat sy Heilige Gees ons help om ons denke te vernuwe. En natuurlik, al die gebooie, alles wat die Here vir ons leer, die groot gebod om hom lief te hê en ons naaste soos onsself. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind in jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Maak vir jou herinneringe van wat God ons leer. Hou vas aan sy woord. Ons sien hierdie regterstoel van Christus is uiteindelik nie om te bepaal of ons sondes vergewe is of nie. As Paulus vir die mense daar in Rome die riglyne gee en hy vertel vir hulle dat hulle nie moet dink en wanneer hy dan 2 hoofstukke verder hulle herinner en soos wat ons ook gelees het in Korintiërs dat ons voor die regterstoel van Christus staan, dan sê hy nie vir hulle al hierdie dinge om vir hulle te sê, hoorie, want as jy gaan sondig, dan is daar groot moeilikheid. Nee, ja, natuurlik weet ons moet wegbly van die sonde af. Maar hierdie regterstoel is nie om te bepaal of ons sondes vergewe word of nie. Want dit is al reeds gedoen. Dit is al reeds deur Christus gedoen aan 'n houtkruis. Johannes 2 vers 2 sê dit vir ons so, maar ons moet ook weet, belangriker en baie, baie belangrik, dat ons sondes vergewe is, as gevolg van ons geloof in hom. Johannes 3 vers 16 en 17. Al is ons sondes vergewe, moet ons nog steeds goed lewe, en daarom het ons nuwe denke nodig. Al ons sondes is vergewe, en ons sal nooit veroordeel word daarvoor nie. Romeine 8 vers 1 sê ook duidelik vir ons, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie volgens die sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees. Met ander woorde, lewe volgens wat die Heilige Gees in jou gedagtes en jou nuwe denke vir jou gee om te lewe, dan het jy in elk geval nie nodig om te vrees nie, maar God vergewe ons sondes, en dit is reeds vergewe deur Christus aan die kruis. Ons moet nie na die regterstoel van Christus kyk as God se oordeel van ons sondes nie, maar liewers dat God ons sal beloon vir ons lewens. Ja, die Bybel sê wel ons moet rekenskap gee, en daai dag kom. Ons gaan moet rekenskap gee oor onsself, en dit is so dat ons sondes deel daarvan gaan uitmaak. Het ons ware berou gehad? Het ons probeer wegbly van die sonde af? Maar dit gaan nie God se primêre fokus wees, volgens wat ons in die woord lees nie. Tydens die regterstoel van Christus, tydens hierdie oordeel, sal gelowiges hulle beloning ontvang, gebaseer op hoe getrou hulle Christus gedien het. Dit kan julle ook gaan lees in 1 Korintiërs 9 vers 4 tot 27 en 2 Timoteus 2 vers 5. Van die dinge wat ons gaan moet beantwoord, is hoe getrou ons Christus se opdrag gevolg het. Die groot opdrag wat hy vir ons gegee het om te sê, toe hy gesê het, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en onthou ek is by julle tot in die volleinding van tyd. Gaan ons nog, besef ons die Here is met ons, gaan ons na almal toe, wys ons God se liefde nog vir die mense. Dit gaan ook voor daai regterstoel, gaan dit gaan oor hoe ons hierdie sondes weerstaan het. Versoekings kom al die pad, het ons dit weerstaan? Romeine 6 vers 1 tot 4 kan julle maar gaan lees. En dan natuurlik ook 'n ding waarmee baie mense van ons sukkel, is hoe ons tong in toom gehou het. Jakobus 3 vers 1 tot 9. Die Bybel praat van gelowiges wat beloning ontvang het vanweë hulle bediening aan Christus. Die verskillende belonings
word in 2 Timoteus 2 vers 5 en 2 Timoteus 4 vers 8 en Jakobus 1 vers 12 en Petrus 5 vers 4 en Openbaring 2 vers 10 beskryf. Gaan lees dit maar gerus. Jakobus 1 vers 12 is 'n goeie voorbeeld oor hoe ons Christus se oordeelstoel, die regterstoel, moet benader. En daarmee gaan ek afsluit. Mense, laat die Heilige Gees asseblief hierdie week wat kom, opnuut in jou werk. Mag die Heilige Gees jou help om te besef dat ons eendag wel voor God se regterstoel moet staan en dat ons nou tyd het dat ons denke vernuwe moet word. Jakobus 1 vers 12 sê vir ons, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Mag ons die Here lief hê, bo alles. Mag hy die belangrikste wees in ons lewens. En mag die Gees ons hele denke, ons hele lewens vernuwe met Jesus Christus se lewegewende krag. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons nou in Pinkster inbeweeg, sê ons vir U so dankie dat U Heilige Gees vir ons gegee het. Ja, Here, tot in die volleinding van tyd is ons nie alleen nie. U het U Gees oor ons uitgestort. U gee vir ons die leiding. Here, gee dat ons denke vernuwe word, dat ons harte vernuwe word, dat ons daar sal wees om U werk te doen in hierdie wêreld. Mag ons die gawes wat U vir ons so ryklik skenk in U genade, mag ons dit uitleef tot U eer en verheerliking. Mag ons die talente wat U vir elkeen van ons gegee het, ook so aanwend tot uitbreiding van U koninkryk. Mag ons U ken en mag ons U lief hê, soos wat U ons liefhet, onvoorwaardelik en sonder einde. Amen. Kom ons sluit af met 'n wonderlike loflied tot die Here natuurlik, maar voordat ons afsluit, onthou asseblief om elke dag hierdie week te kyk na die YouTube video's of te luister na die klankleers wat gaan volg oor hoe ons die dinge waaroor ons vandag natuurlik gesels het bietjie makliker kan aanpak, hoe die Heilige Gees in elkeen van ons se lewens besig is om te werk. En volgende week gaan ons dan nou natuurlik kyk na nog 'n paar dinge van hoe die Heilige Gees in ons werk wanneer ons Pinksterfees hou. En volgende Sondag gaan ons ook saam nagmaal gebruik. Dit is natuurlik die werk van die Heilige Gees ook, wat so in ons werk. Maar ons gaan meer daaroor gesels in hierdie week wat kom, se boodskappe. Kom ons sluit af. Dis die opdrag van God, dis 'n groot gebod, om jou naaste lief te hê, soos jouself. Hy gebruik vir jou en my, om sy koninkryk uit te brei, en hy stuur ook sy Gees, om ons te help. Hy maak ons deel van sy liggaam, hy maak ons deel van
Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. En mag hierdie seën werklik vir jou iets beteken met die vernuwende denke van die Heilige Gees. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly. Ek wil naby U bly, want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande opreg om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande opreg om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees.